Dag sê, die laaste paar weke het ek gepraat oor die wonder van sondevergifnis. En ek doen dit na aanleiding van Jesus woorde daar in Markus 2 vers 5 tot 7 aan die verlamde man in Kapernaum. Daar staan hierdie woorde: en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: seun, jou sondes is jou vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Nou ek wil as tema gebruik vandag: Jesus kan sonde vergewe. Nou die skrifgeleerdes was onthuts dat Jesus dit durf waag om vir hierdie verlamde man te sê dat sy sondes vergewe is. Hulle sê: wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Nou met hierdie laaste stelling van die skrifgeleerdes kan ons 100% saamstem. God alleen kan sondes vergewe. Daaroor is die Bybel duidelik. Toe Jesus dit vir hierdie verlamde man sê, jou sondes word vergewe, was daar vir hierdie teoloog net een van twee opsies. Of Jesus is God, of hy laster deurdat hy vir hom die eienskappe en magte van God toeëien. Dit is duidelik uit hierdie vers dat die skrifgeleerdes vir die tweede opsie gekies het. Jesus praat godslasterlik, volgens hulle. Want volgens die wet is die straf hierop steniging. Hierdie redenasie is redelik logies. Die algemene siening van daardie tyd was dat hierdie man verlam was omdat hy gesondig het. Enige kansvatter sou vir hom kon sê: jou sondes is jou vergewe. Daar is immers geen manier om te toets of om vas te stel of dit waarlik die geval is nie. Hoekom genees Jesus nie hierdie verlamde nie? Dan kan almal mos onmiddellik sien of sy aansprake eg is. Indien Jesus hom genees, sou dit tog 'n bewys wees dat sy sonde vergewe is. Wat hulle dus wou sê was: dit is maklik om te praat, maar lewer nou die bewyse. Daarom antwoord Jesus in Markus 2 vers 9 tot 11: wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: jou sondes word vergewe? Of om te sê: staan op, vat jou dragbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man: ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Die skrifgeleerdes het in hulle eie slaggat getrap. Die man is onmiddellik genees. Daarom kan Jesus sondes vergewe en is hy die Seun van God. Stem jy daarmee saam? En wil jy dit saam met my bely? Kom ons doen dit. Jesus, waarlik, U is die Seun van God. Amen. Sterkte, volgende week begin ons met 'n nuwe onderwerp vir 'n paar weke. Tot dan.